Vandag se boodskap oor die onsigbare magte wat ons in ons verlede vasgevang hou, gaan oor seks, sielsbande en altare wat gebou word in die geesdimensie. Dis 'n baie belangrike lesing en ek wil vir jou vra dat jy asseblief dit sal deurluister. Wanneer jy gekonvikt word binne in jou gees, wil ek hê jy moet weet dat daar is nie 'n oordeel of dis nie oordeelsdag vir jou nie. Hierdie is 'n dag wat die Here vir jou 'n blaadjie wil omdraai, sodat jy gelukkig kan wees, sodat jy 'n gelukkige, gesonde verhouding kan hê, gelukkige, gesonde huwelik kan hê, sodat jy kan vooruitgaan en dat jy nie meer vasgevang is in 'n verlede wat as gevolg van sielsbande en altare jou nog gevange hou nie. As mens vandag na flieks en stories en so aankyk, is dit geen geheim dat liefde of verliefdheid of ontmoeting net met seks gepaard gaan nie. En dit is so 'n wanpersepsie van wat dit werklik moet wees. En dit plant 'n leuen in ons harte en ons gedagtes dat ons mag maar seks hê met enige iemand wat ons ontmoet en aan wie ons tot wie ons aangetrokke voel. Dit is die grootste leuen en die vyand gebruik die media om dit te versprei dat dit oukei is om net losbandige seks te hê. En ek wil vir jou sê vandag, dit is nie so nie. Seks is vir 'n huwelik bedoel. En weer eens, asseblief as ek hierdie vir jou sê, moenie nou hierdie boodskap stop en nie verder luister nie. Ek vra vir jou baie, baie, baie mooi. Ek weet dat jy nie wil skuldig voel nie. En ek weet dat dit makliker is om nie na die waarheid te luister nie. Maar vandag is 'n boodskap wat vir jou ontsettend baie waarde gaan hê, want dit gaan vir jou werklik wys hoe jy as 'n waardevolle persoon in God se oë, 'n besitting van God, meer waarde het, wanneer jy 'n besluit maak wat die res van jou lewe sal beïnvloed. Hierdie is 'n baie belangrike boodskap vir jong mense, mense wat nog nie getroud is nie, en hopelik mense wat nog albei mans en vrouens maagde is. Dit is so 'n belangrike boodskap vir julle ook, en ouers, ek wil vir jou vra dat wanneer jy hierdie boodskap dalk luister met 'n jong volwassene, dat jy gereed sal staan om vrae te kan beantwoord, maar dit is 'n belangrike boodskap. En dan, vir mense wat al reeds oor die tou getrap het, is hierdie ook 'n vrymakende boodskap vir jou vandag. Maar hierdie is nie net vir jong mense nie, dit is vir getroude paartjies, dit is vir geskeide mense, dit is vir mense wat al lankal selfs 'n pad met die Here stap. En ek vra vir jou uit my hart uit om te luister tot aan die einde van hierdie boodskap, sodat jy kan presies weet wat in die geestesdimensie gebeur wanneer seks beoefen word. Die Here het 'n blou plan. Hy het 'n blou druk, hoor vir my, blou plan. Die Here het 'n blou druk van die huwelik. En hy het dit al in die antieke tyd, het hy dit neergelê, en daar was 'n spesifieke manier wat hy gesê het, hoe dit gedoen moet word. En ons kan gaan kyk na die antieke Hebreëse en Joodse huwelike, en ek glo dat daar vandag nog steeds met jou tradisionele Jode, dat dit nog steeds so is. Ek is nie presies seker hoe dit werk nie, maar ek het gaan kyk na die antieke manier. Jesus was 'n Jood, hy was Hebreëus, en ons hele Bybel het 'n Joodse agtergrond, en daarom kyk ons na dit as ons bloudruk ook vir hoe ons moet lewe vandag. So die Bybel is die goddelike verwysing na God se bloudruk, wat hy as heilig en heilige gemeenskap en 'n heilige huwelik beskou. Mense het al vir my gesê dat hulle is verloof, hulle gaan dan trou, hulle weet hulle is vir mekaar bedoel, en daarom voel hulle nou dat hulle kan saam bly en hulle kan 'n seksuele verhouding hê. Maar en hulle gebruik ook nou maar, jy weet, soos Rut wat by Boas se voete gaan lê het, en daar's 'n paar verwysings, Ester wat by koning Ahasverus was, Xerxes was en by hom ingegaan het. Hulle gebruik daai, ek wil nou sê verskonings, maar daai verwysing basies, dat dit oukei is. Maar nêrens in die Bybel daar staan daar dat hulle gemeenskap met mekaar gehad het nie. Nie Rut met Boas nie, en ook nie Ester nie. Ek weet nie, ek kan nie vir jou sê wat dit was nie, maar dit is nie twee goeie voorbeelde om as 'n verwysing te gebruik nie.
as dit ook so was, dan kan ons vir Josef en Maria vat. Josef en Maria was verloof gewees, maar hulle het nie saam gebly nie, hulle het nie seksuele omgang gehad nie, en toe Josef uitvind dat Maria swanger was, was hy in skok gewees, en hy wou haar in die geheim met haar skei, omdat dit so skandalig was. So as dit dan nou reg was, dan sou Josef en Maria mos die voorbeeld gewees het, Jesus se ouers sou dan die voorbeeld gewees het van, maar as ons verloof is, kan ons mos maar 'n seksuele verhouding hê. So kom ek vertel julle, die Joodse huwelik het 'n klomp rituele, vanaf die paartjie, hoe hulle ontmoet, is selfs 'n ritueel, hoe hulle by mekaar kom, hoe die ouers, daar's 'n hele, ek sal nog enige hele reeks oor dit doen, maar ek wil net vandag gesels oor die twee laaste gedeeltes van die Joodse paartjie se huwelik. So die eerste seremonie, wat soos 'n huwelik is, dis so bindend soos 'n huwelik, is die Erusian of die Kedushin, ek weet regtig nie om dit uit te spreek nie. Hulle is verloof, maar dit is 'n bindende kontrak wat soos 'n geldige huwelik is. En dit hou gewoonlik so 'n jaar, jy sal sien in die Bybel, dan praat hulle van die vroukie, die meisie wat dan haar lampie in die venster gaan sit het, sodat haar bruidegom, hulle noem hom die bruidegom, al is hulle nog nie getroud nie, kan sien dat haar lamp skyn nog in die venster vir hom. Hy gaan intussen en hy begin vir hom 'n huisie bo op sy pa se dak te bou, en so is daar 'n klomp goed wat in hierdie jaar gebeur, wat hulle verloof is, maar die een ding wat nie gebeur nie, is dat hulle saam bly, of dat hulle 'n seksuele verhouding het nie. In hulle verloving gebeur dit nie. Party tradisies is nog so sterk, dat hulle selfs nie kan handjies vashou of soen nie. Dit is totaal en al 'n nou. Fisiese aanraking is nie deel van eers die verloving nie, en die verlovingstydperk nie. Hulle moet mekaar se harte leer ken, deur gesels, en na mekaar se oë te kyk. So, wanneer laas het jy van dit gehoor? Maar in elk geval, dan, vir 'n jaar lank is hulle verloof, en dan ken ons die storie waar die huwelik dan nou aangekondig word, en dan die bruidegom kom, en hy kom met 'n groot gejuig saam met sy vriende, en hulle gaan ontvoer basies die bruid, en dan word die seremonie, die wettige seremonie, of nie die wettige seremonie, want die eerste seremonie is eintlik die wettige seremonie, maar die volmakingsseremonie word dan gehou, en daar is 'n klomp goed wat dan ook in daai seremonie gebeur, maar die een belangrike ding wat dan gebeur, wat nie met die eerste seremonie gebeur is nie, is die bruidegom en sy bruid gaan saam huis toe, en hulle konsumeer hulle huwelik deur seks. En dit is presies hoekom ek vir jou vandag sê, dat seks is die vervolmaking van 'n verbond. Seks is 'n verbond. En dit gebeur nie net in 'n huwelik nie. So wanneer jy seks het met iemand wat nie jou huweliksmaat is nie, het jy 'n verbond in die geestelike gemaak. En 'n verbond in die geestelike is iets wat 'n ewigheidswaarde het. God se verbond met sy volk, het hy gesê, ek maak met julle 'n ewige verbond. Nou as jy 'n lyntjie kan trek, en jy kan sê, hierdie is die begin en hierdie is die einde, dan is dit nie ewig nie, want 'n ewige verbond het nie 'n begin en 'n einde nie. God se verbond met jou is ewig, en 'n verbond in die geestelike wat jy maak, het sy dit binne of buite die huwelik, is ook ewig. En wanneer dit nie vir in die goddelike bloudruk en in die goddelike manier gedoen is nie, dan moet jy daarvan verlos word, en jy moet skoongemaak word deur Jesus se bloed. 'n Verbond is nie net 'n fisiese ooreenkoms nie. 'n Fisiese ooreenkoms is papier wat geteken word. 'n Verbond is 'n geestelike ooreenkoms wat in die onsienlike gebeur. En dit is hoekom dit soveel krag dra. En seks dra soveel krag in die geestelike realm. En dit is ook hoekom die vyand dit so graag gebruik, want hy maak mense vas. Hulle sluit 'n verbond met die duisternis wanneer hulle seks voor of buite die huwelik het, wanneer hulle egbreek, wanneer hulle rondslaap
is daar 'n verbond wat met duisternis gemaak word. Behalwe dat seks 'n verbond is dit ook 'n vorm van aanbidding, 'n vorm van worship. En dit is nogal baie kragtig. En ek wil vir jou lees hier uit 1 Korintiërs, laat ek net seker maak, 1 Korintiërs 6, vanaf die 12de vers af. Lees saam met my en luister mooi, of luister mooi wat ek hierso vir jou lees. En dit sê die volgende: jy kan dalk sê, ek mag nou enige iets doen. So, hy praat nou van mense wat gered is. Ja, ek kan nou enige iets doen, want daar is nou nie meer sonde nie. Maar dan gaan ek jou daarop antwoord, en ek sê, nie alles is goed vir jou nie. Selfs al sê jy, ek mag enige iets doen, mag ek my nie deur enige iets laat verlei nie. Jy sê, kos is vir die maag, en die maag is vir kos. Dis waar, maar God sal eendag albei van hierdie dinge tot niet maak. Ons liggame is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie. Hulle is daar vir die Here, net soos die Here sorg dra vir ons liggame. Vers 15, besef julle nie dat ons liggame deel is van Christus nie? Sal 'n mens dan jou liggaam, wat aan Christus behoort, met iemand wat nie jou man of vrou is, verenig, laat een word? Dit kan tog nie. Of dink julle nie dat daaraan dat iemand wat homself aan iemand wat nie sy man of vrou is verbind nie, deur seks nie, liggaamlik met haar een word nie? Die skrif sê tog, 2 sal tot 1 liggaam verenig word. 2 sal mekaar aankleef en hulle sal 1 word. Daarteenoor word die wat hulle aan die Here verbind, geestelik dan met hom een. Vers 18, vlug van seksuele losbandigheid. Want geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie ene nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, en wanneer ek dit sê in my eie hakies, wanneer jy seksueel buite die huwelik is, sondig jy teen jou eie liggaam. Want jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, wat binne in jou woon, wat deur God aan jou gegee is. Julle behoort nie aan julleself nie. Julle is met 'n dierprys gekoop. Hoor hierdie laaste gedeelte van vers 20. Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. So jou liggaam is daar om God te verheerlik. Hierdie hele gedeelte praat oor seks, en hierin sê dit dan, dat selfs seks is bedoel om God mee te verheerlik. Hoe verheerlik ons God? God word verheerlik deur ons aanbidding. So daarmee saam sê ek vir jou, seks is 'n vorm van aanbidding. Jy bring 'n offer, a sacrifice of praise, a sacrifice of worship. I bring my sacrifice. Ek bring my lofoffer, ek bring my offer, ek loof U en ek bring 'n offer aan U om U mee te verheerlik. So elke God wil aanbid word om verheerlik te word op watter vorm ook al. Seks binne in die huwelik is 'n vorm van aanbidding wat God verheerlik. Seks buite die huwelik verheerlik nie God nie, maar dit verheerlik wel 'n entiteit of 'n afgod. Dit aanbid wel 'n entiteit of 'n afgod op 'n manier. 1 Korintiërs 10 vers 14 sê, vlug van afgodediens. Wanneer jy jou liggaam vir seks gebruik wat nie in die doel is waarvoor God seks gegee het nie, is jy besig om 'n afgod te aanbid en nie God te verheerlik of hom te aanbid nie. En jy is besig om 'n verbond in die gees met daardie entiteit, daardie gees te maak. Jy dink dis net plesier. Jy dink dit is net seks, dis dan net 'n liggaamlike ding. Jy dink is net jou liggaam. Mense het al vir my gesê, ag, dis net my liggaam. Dit is nie net jou liggaam nie. Jy's 'n driedimensionele wese. En jy is gees, siel en liggaam. Die Bybel praat oor seks op 3 maniere. En hy sê dat jy
dat jy geestelik een word, dat jy liggaamlik een word en dat jy in jou sielsdimensie een word. Die woord sonde beteken om die doel te mis. En wanneer jy seks buite die huwelik gebruik, of buite God se bloudruk, of waarvoor hy dit beplan het, die doel waarvoor hy dit gemaak het, dan is dit sonde. En dan maak jy jouself wyd oop vir die vyand, om te kan doen met jou wat hy wil, en hy kan jou in jou verlede gevange hou. En hy kan dit nog teen jou gebruik op soveel maniere. En ek gaan vir jou wys hierso hoe jy eintlik 'n kontrak sluit met die vyand. Want hier, of met die vyand, en met hierdie identiteit aan wie jy hierdie offer bring, hierdie aanbidding bring. Want jy sien, wanneer jy seks buite die huwelik het, word daar 'n altaar aan 'n afgod gebou. En 'n afgod soek altyd 'n offer. Jy kan maar kyk na die stories waar, jy weet selfs die kinderstories, dan moet hulle nou die mens offer, hulle soek altyd 'n sacrifice vir hierdie afgod wat daaraan geoffer moet word. Enige god word aan 'n offer gebring. En 'n afgod soek 'n offer. En wanneer jy seks op die verkeerde manier gehad het, is daar 'n offer of 'n altaar gebou in die geestelike, waaraan daar heeltyd offers gebring moet word. En daarom werk verhoudings en selfs huwelike, waar daar voor of buite huwelikse seks was, werk dit nie, want die afgod soek steeds sy offer. So jy kon nou getrou het met hierdie meisie of met hierdie man met wie jy voor huwelikse seks gehad het, maar daar was reeds 'n ongoddelike altaar gebou. Nou kom jy in die huwelik, nou is daar probleme in die seksuele, of daar is nog steeds 'n houvas van die verlede, as gevolg van seks wat nie vir die regte doel aangewend is nie. Wat vir my so interessant is, jy kan in families sien, hoe daar in families dieselfde gees rondloop, want daar's 'n altaar gebou. Die oupa grootjie het rondgeloop, die oupa loop rond, die pa loop rond, die boeties loop rond, die kinders, die seuns loop rond. En dit is 'n familieding wat net oorgedra word, want daar's 'n altaar in die gees gebou, en hierdie afgod soek sy offer. En baie keer moet ons teruggaan in die generasies en ons moet gaan repent vir ons vorige generasie, sodat daai offer juis daar afgebreek kan word. Daar waar die oupa of die oupa grootjie die eerste keer oor die tou getrap het, en 'n altaar in die gees gebou het, deur losbandige seks, wat 'n offer geword het in die geestelike realm. Daar waar 'n afgod begin aanbid is, en 'n afgod soek sy offer. Dit maak nie eers saak hoe lank terug dit was nie, want dit wat geestelik is ewig. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê vir ons, die onsienlike, die geestelike realm is ewig. Dit is ewig. So, dit maak nie eers saak hoe lank terug dit was nie. Dit maak nie saak of jy 30 jaar gelede 'n buitehuwelikse seksuele verhouding gehad het, en nou is jy in jou huwelik, dit maak nie saak nie. Daai verbond is nog steeds daar. Daai altaar staan nog, en daai altaar soek nog steeds 'n offer. Want jy kan jouself nie ten volle vir jou man of vrou gee nie, omdat jy nie heel is nie, omdat daar juis 'n deel van jou sielsdimensie iewers anderste agtergelaat is, of verkoop is, of gegee is, deur buitehuwelikse seks. Daar is 'n prys wat jy sal betaal vir buitehuwelikse seks. Daar is 'n prys wat jy sal betaal wanneer jy met ander getroude mense slaap. Daar's 'n prys wat jy sal betaal. Op die ingewing van die oomblik en op die plesier van die oomblik kan jy dalk dink, ag, dis net 'n liggaamlike ding. Of jy kan dink, ag, die vrou moes haar man beter opgepas het, of jy kan dink die man moes sy vrou beter opgepas het. Maar jy sal 'n prys betaal. En ek wil vir jou 'n storie vertel van iemand met wie ek 'n pad gestap het. En hierdie persoon het 'n losbandige lewe gelei. Sy het nie gedink dat dit so verkeerd is nie, om net seks te hê met mense wanneer sy hulle ontmoet en in 'n verhouding is, miskien vir 'n maand of 2 maande, en dan aan te beweeg na die volgende persoon en ook maar seks te hê nie. En haar verhoudings het net uit
seksuele verhoudings bestaan. Sy het net, dit is waar dit bestaan het. Daar was nie 'n normale verhouding nie. Sy was dol verlief op hulle gewees, op die persoon met wie sy op daai oomblik is, en sy het haar alles gegee, en, maar dit was 'n verhouding wat buite huwelikse seks ingehaat het. Maar wat sy ook gedoen het, hierdie persoon, is dat sy ook met getroude mans geslaap het. Mans wat sy geweet het nie hulle vrouens gaan los nie, mans wat sy dalk gehoop het hulle vrouens sal los, maar sy het selfs met getroude mans geslaap. En hierdie spesifieke dame, ek dink sy trek nou al by haar 5de huwelik, haar huwelike werk nie uit nie. Wat is die prys wat sy betaal? Die prys wat sy betaal is, dit wat sy gesaai het, is dit wat sy op hierdie stadium in haar lewe maai. Sy kry nie liefdesgeluk nie, want haar offer wat sy gemaak het, was aan 'n afgod van welis, perversiteit en egbreek. Haar offer was nie binne in die blueprint van die Here nie. So al het sy getrou, het daai verhoudings en daai verbonde nog uitgeroep, en daar was 'n klagstaat teenoor haar gewees, wat gemaak het dat in haar huwelike, of haar huwelik wat sy toe nou ingetree het, dat dit net nie kon gewerk het nie, want sy kon nie haarself ten volle vir haar man gee nie, al het sy gedink sy het, maar sy was in haar sielsdimensie so gefragmenteer, sy het eintlik nie die volle haarself vir haar man gegee nie, en dit is hoekom haar huwelike nie werk nie. So dis 'n baie hartseer storie, maar daar's 'n prys wat jy betaal, wanneer jy in afgodediens betrokke is. Niks is verniet nie, niks is net 'n plesier nie, niks is net liggaamlik nie. So wanneer ons met mense werk om hierdie verlede as gevolg van seksuele betrokkenheid en verhoudings te verbreek en hulle te bevry daarvan, sodat hulle heel kan wees, want op die einde van die dag, mense wat buite die huwelik seks gehad het, is nie heel mense nie. Maar om hulle te bevry daarvan en hulle heel te maak, vra ons dat die Here dan nie net sielsbande kom verbreek nie. En ons kan die gebed doen en ons kan sielsbande verbreek, maar ons vra ook die Here om in die gees die verbond te kom nietig maak. En 'n nuwe verbond vir mense te kan kom maak. En dan die sielsdimensie, die sielsbande te verbreek, maar dan ook in jou liggaam bevryding te bring. So die gees is die afgodediens, in jou siel is dit die sielsbande, om jou terug te gaan haal, daar waar jou siel en dele van jou siel aan iemand anders gegee is en nog aan hulle vaskleef, want die Bybel sê, jou siel kleef vas aan die persoon. Hy sê op party plekke dat your soul were knitted into one. En dan jou liggaam, sodat daar liggaamlike reiniging, sintuigreiniging, en ook soos muscle memory reiniging ensovoorts ook kan gebeur. So op al 3 dimensies is dit nodig om die seksuele bande te verbreek. Wat gebeur in die geestelike realm wanneer iemand wie nog nie daardie seksuele bevryding gekry het nie, of die verlede, jy weet, in daai 3 areas spesifiek bevryding gekry het nie? Wat gebeur? Daai gees verteenwoordig en loop die heeltyd saam met jou en soek 'n offer. So nou ontmoet jy iemand en wat gebeur? Daai gees entice die persoon wat saam met jou is om seksueel aangetrokke tot jou te wees, sodat daar ongoddelike seks kan wees en dit dan weer 'n vorm van aanbidding en offer in die geestelike realm aan hierdie gees en aan hierdie afgod is. En dit is hoekom verhoudings dan van daar af, as dit nooit meer gedeel is nie, is dit hoe verhoudings dan gebeur. Dit word altyd op deur hierdie gees geëntuis en hy lok dit eintlik aan. Die Bybel sê gees roep na gees. So jy sal ook gewoonlik ander mense ontmoet wat ook oop is om dan buitehuwelikse seks te wil hê, want dieselfde gees trek mekaar aan. En dit is so dat jy nie nou net vandag kan besluit dat jy nie meer seks met hierdie persoon gaan hê met wie jy in 'n verhouding is nie. Ja, dit is die begin, maar
albei van julle moet gaan vir 'n bevrydingssessie en 'n repentance sessie en te bely en werklik die Here te soek sodat julle gereinig kan word. En en dit help ook nie julle trou nou dadelik om dit nou reg te maak nie, want dit is die laaste ding wat jy wil doen, want die vyand gaan selfs in jou huwelik nog dit teen jou gebruik wanneer daar nie totale belydenis en bevryding was nie. So ek wil aanbeweeg na sielsbande en hoe sielsbande dan werk. Ons het nou oor die geestelike gepraat en nou wil ek oor die sielsbande praat. So as jy gaan lees in Genesis 34 vers 1, vanaf vers 1 af is daar 'n storie oor Dina en die Segamiete en ek lees dit vir jou. En Dina, die dogter van Lea, wat sy vir Jakob gebaar het uitgegaan om die dogters van die land te leer ken. Hier was hierdie jong meisie en hulle was in hierdie land en hulle het uitgegaan om maatjies en vriendinne te gaan maak. En toe Sichem, die seun van Hemor, die Hewiet, die koning van die land, haar sien, so dis die prins, het hy haar gegryp en hy het met haar gemeenskap gehad en hy het haar onteer. En sy siel het verkleef geraak aan Dina, die dogter van Jakob. En hy het hierdie dogter lief gehad en na die hart van die dogter gespreek. So hier is die eerste voorbeeld in die Bybel wat ek nou aan kan dink van 'n sielsband. Daar is gesonde sielsbande wat die Bybel ook na verwys en dit is byvoorbeeld soos Dawid en Jonathan praat dat hulle 'n sielsband gehad het in vriendskap en dit was so 'n goddelike sielsband. Dawid en Jonathan sou vir mekaar hulle lewens gegee het. Jonathan het vir Dawid so lief gehad dat hy sy opvolgskap van koningskap prys gegee het, omdat hy geweet het dat Dawid God se gekose koning was. En daar's baie ander voorbeelde ook van sielsbande, gesonde sielsbande, want die ding is, sielsbande is juis deur God beplan vir 'n man en 'n vrou, vir vriendskappe ensovoorts, maar dit is nie vir ongoddelike redes daar gesit nie. En hierdie is nou 'n goeie voorbeeld van 'n ongoddelike sielsband. In 2 Samuel 13 vanaf vers 1 tot 19 lees ons van Amnon, wat een van Dawid se seuns was, en hy het verlief geraak op Tamar, wat Dawid se ander seun Absalom se dogter was, en die Bybel sê sy was so mooi, en dan sê dit, hy het dag en nag aan haar gedink, en hy het 'n obsessie met haar gehad, en toe het hy haar met 'n triek wat sy wil mos kos gebring het hy haar in sy kamer laat inkom, en toe het hy haar ook dan verkrag, en toe het hy so skuldig gevoel daaroor, dat die Bybel sê daarna dat hy haar verag het, maar wat vir my so hartseer is van hierdie storie van Tamar, as jy die storie gaan lees in die laaste gedeelte, dan sê hulle dat sy uitgegaan het en sy het haar klere geskeur en sy het haar, die maagde het lang rokke met lang moue gedra en sy het die moue van haar rok afgeskeer en sy het gehuil en sy het geween, want hierdie skande en hierdie shame en hierdie onteering het op haar kom vasplak. Sy was so hartseer, want haar waarde het daardie dag verminder. Sy was nie meer 'n maagd nie. Iets is van haar gevat wat sy nooit weer kan terugkry nie, en 'n deel van haar siel het verlore gegaan en het dood gegaan en gefragmenteer en van haar losgekom en gaan lê by Amnon. En dit is vir my so 'n hartseer storie. So deur hierdie storie kan jy ook sien dat, of al twee hierdie gedeeltes kan jy ook sien dat seks en sielsbande gevorm kan word, of uit jou eie wil, uit jou eie besluit, dat jy seksuele verhouding met iemand wil hê, maar dan is daar ook daai plekke waar dit nie uit jou eie wil is nie. En Tamar is hierdie voorbeeld van hoe dat dit nie eers uit haar eie wil was nie, maar dat
'n sielsband dan nou gevorm is en sy 'n deel gebreek het, 'n deel verloor het van haar siel. En sielsbande is miskien nie noodwendig die regte woord nie, want miskien was haar siel nie gebind aan hierdie man nie, maar dit het wel vasgekleef. So dalk is dit die regte term ook om te gebruik, maar waarop het neerkom is dat 'n gedeelte van haar sielsdimensie, van haar menswees, van haar volkomendheid, is daardie dag van haar al weggeneem. En dit is wat gebeur wanneer jy seks buite die huwelik het. Iets van jou menswees bly agter by die persoon met wie jy seks het. Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, in hakies sal ek sit gees, en met jou siel en met jou krag. So, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel en al jou krag. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele gees, met jou siel en met jou liggaam. En wanneer jy die Here jou God lief het, dan sal jy sy gebooie onderhou en jy sal hom aanbid en nie afgode aanbid nie. So ongoddelike sielsbande, dit veroorsaak 'n begeerte binne in jou wat maak dat jy nie meer die Here met jou hele hart, jou gees, jou siel en jou liggaam meer lief het nie, maar dat hierdie afgod sy offer soek en jy hierdie afgod gees, siel en liggaam begin aanbid. Elke keer wat jy buite huwelikse seks het, is jy besig om te buig voor hierdie afgod en jy is besig om hom te aanbid. En ek wil hê net daai prentjie in jou gedagtes sien, dat seks is aanbidding. Dit kan of God verheerlik, of dit verheerlik 'n afgod. En wanneer ek dan nou praat van hierdie ongoddelike seks, bande in die gees, wil ek net vir jou noem dat die volgende dinge, en ons nog baie meer, ek noem net 'n paar goedjies, en dit is egbreek en oorspel, pornografie, voorhuwelikse seks, welis, perversiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit, zoofilia, wat seks met diere is, prostitusie, fantasie, egotisme, daar is 'n hele lys wat jy kan self gaan neerskryf. Molestering en verkrachting, alhoewel dit nie jou skuld was nie, is daar 'n deel van jou siel wat aangekleef word nog aan daai persoon, en jy moet dit voor die Here bring, sodat hy jou kan vrymaak daarvan, en daar's iets van daai persoon wat jou onteer het, wat ook nog by jou aankleef, as jy dit nog nie voor die Here gebring het nie. En die enigste manier om dit te doen, is om deur hierdie barrier van tyd en ruimte te breek, dit voor die Here te bring, waar dit jou skuld is, belydenis te bring, en waar dit aan jou gedoen is, waar jy onteer is, vergifnis te bring, en vergifnis te gee, en daardeur kom hierdie verbreking van hierdie sielsbande wat in die gees gevorm is. Prostitusie byvoorbeeld, dit is nie net 'n liggaam met wie jy seks het nie, dit is nie net 'n voorwerp nie. Wanneer jy prostituie besoek, los jy 'n deel van jou siel daar agter en jy verkoop jou siel. Wanneer jy in prostitusie betrokke is jy besig om jou sielsdimensie oor en oor en oor te verkoop. En hierdie offer hierdie altaar wat jy bou, wat jy letterlik 'n altaar bou, en mans of vroue wat ook al prostitusie jy by betrokke is, waar hulle offers bring aan hierdie afgod, hierdie vieslike perverse afgod, wat net eet aan hierdie offers, hierdie seksuele offers wat aan hom gebring word. So hoe weet jy wanneer daar nog 'n ongoddelike seksuele deur in jou lewe oop is? Die eerste een is natuurlik onbeleide seksuele sonde. Dis die eerste ding. Maar die tweede ding, dit help nie, jy bely dit net nie, jy gaan moedbevryding, soos wat ek nou verduidelik het, gees, siel en liggaam kry. Jy gaan daai sielsbande gaan afbreek. Die derde ding is dat jy drome sal hê van seks. Want jy sien, jy kan in die fisiese, kan jy 'n besluit maak
dat jy is klaar daarmee, jy gaan dit nie meer doen nie. Maar wanneer dit nie gebreek is in die gees nie, gaan daai gees of daai afgod jou nog steeds kom entuis, selfs in jou drome, en jy sal seksuele drome hê. Want die Bybel sê, wanneer jy slaap, slaap jou liggaam, maar jou gees is wakker. So ek het eendag met 'n jong meisietjie gewerk, wat opgelei was om 'n heks te word, en een van die dinge wat sy dan geleer is om te doen, is om uit haar liggaam uit te gaan in die nag, en dan mense in hulle drome, weet wel, seks te gaan hê met hulle in hulle drome, en hulle te entice. So hierdie buitehuwelikse siel doen iets seksueel, en dan droom hierdie persoon van seks, en so is dit dan seksuele drome wat plaasvind, en hulle kan dit net, sy het ook net gesê, dat hulle kan dit net doen waar 'n deur oop is. Ek onthou nog 'n woorde, sy sê, but there where the fire of God surrounds them, and there where they don't fall for the enticement, I can't go in, it's too strong. So seksuele drome sal dui daarop dat daar dan nou altare gebou is in die geestelike realm, en hierdie afgod roep omdat daar 'n verbond was, en omdat hy 'n offer soek. Seksuele drome kan ook dui dat jy gefragmenteer is, en jou sielsdimensie dan op 'n plek is waar jy nie self is in liggaam nie, maar jou sielsdimensie het nog seks met 'n vorige huwelik. Of 'n vorige verhouding, hoekom droom jy dat jy seks het met iemand wat nie eers meer in jou lewe is nie? Want jou siel het gefragmenteer, en daar's 'n deel van jou siel wat gebind is aan daardie persoon. Baie belangrik, wanneer jy wakker is dit ook maklik om onderskei, om seksuele of perverse geeste of daai identiteit te kan onderskei. Mense sal aangetrokke voel tot iemand met wie hulle niks te doen het nie, en hulle sal gedagtes hê oor hierdie persoon voor hulle, wat hulle nie eers weet waar dit vandaan kom nie, wat heeltemal uit karakter is. En dit kan of wees dat die persoon voor hierdie persoon hierdie perverse gees ronddra, hierdie seksuele gees ronddra, wat jou entice, of dit kan wees dat daar by jou nog nie 'n toedeur is nie, en dan daar 'n enticement tussen julle twee gebeur. So, selfs wanneer jy dan nou tussen mense is, kan jy dit dan ook so onderskei, want jy sal net weet dat dit uit karakter is. So let op daarna, en wat jy doen is net, ek verwerp hierdie gees in Jesus naam. Jy draai jou rug op daai persoon en jy loop, en jy sê, ek verwerp hierdie gees in Jesus naam. Dit is nie 'n realiteit nie, hierdie is 'n geestelike enticement wat gebeur. Dit is verder baie, baie belangrik, om wanneer jy deur jou daaglikse lewe gaan, dat jy jouself sal oppas. Wat jy sien, wat jy na luister, wat jy mee betrokke is, enige dinge kan 'n invloed hê, en kan iets laat gebeur in die gees, wat net weer hierdie perversiteit na vore kan bring. So, eendag sit iemand by iemand, en hierdie persoon sê vir hulle, het jy gehoor van hierdie swingersklub wat in ons dorp is? Jy sal nie glo nie, maar die een en daai en sis en so, en daai is betrokke, en weet jy wat doen hulle? Dis hoe hulle maatjies kry, en dis hoe hulle dit doen, en dis hoe hulle dit daarie doen. So die aanhoorder het nie die praatjie gestop nie, en die aanhoorder het haarself ook amper geëntertain met hierdie praatjies, en nie gesê, wow, ek wil nie hierdie goeters hoor nie, en die aanhoorder is huis toe. Die aand het die aanhoorder 'n droom gehad, en deur die nag was hierdie aanhoorder aangeval en entuis deur perverse geese, want toe die aanhoorder wakker was, en die aanhoorder in wakker wees moes sê, nee, stop, hierdie is nie reg nie, jy is besig om goed op te roep, en jy is besig om sensasie te maak uit iets, wat nie veronderstel is om 'n sensasie uitgemaak te word nie. Toe hulle nie in die vlees, in die wakker wees, kon staan daarteen nie,
het daai ding dit nie gelos nie en hy het in die nag gegaan en hy het gaan probeer om te entice. So wat ek daarmee vir jou wil sê is, pas op ook wat jy deur die dag doen. Pas op na dit wat jy kyk voordat jy gaan slaap in die aand, die storie wat jy kyk, pas op sodat jy nie juis 'n deur oopmaak vir dinge om in die nag te kom en jou te entice nie. As dit gebeur, kyk daarna, want dan is daar 'n deur oop en daar is nog 'n altaar gebou. En as jou gees sensitief is, wees baie seker daarvan dat daai ding wel na jou toe sal kom. Nou, ek wil vir jou sê, die vyand is baie jaloers op die eenheid wat tussen jou en God is. Want die Here self het intimiteit, en ek praat, wanneer ek sê intimiteit tussen my en die Here, is dit waar ons een word, wat niks met seks te doen het nie. Asseblief, hoor dit baie duidelik, maar jy word een, en die vyand is so jaloers op daai eenheid tussen God en mens. En daarom wil hy dit kom steel, en hy wil hê dat ons nie die Here moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag nie. En daarom sal hy jou kom entice met seksuele drome, seksuele versoekings en sulke dinge. En ek wil vir jou net vandag sê dat dit is so belangrik dat hierdie dinge gebreek word in jou lewe. Ek wil vir jou sê vandag dat jy so gou as moontlik moet klaarmaak daarmee, dat jy 'n afspraak sal maak by mense wat jou kan help om hierdie bande te kan breek, hierdie altare te kan afbreek, en want dit sal jou generasies ook beïnvloed. En ek wil net vir jou bid voordat ek klaar maak vandag, en ek wil jou net toemaak, en ek wil jou vra dat jy die Here sal vra om vir jou te wys, maar ek dink jy gaan self weet, maar daar gaan plekke in jou lewe wees wat jy dalk of te hardkoppig is, of rebellie het, of dat jou hart al te hard geword het, waar jy moontlik, of dat jy in 'n verhouding is waar jy so blind van verliefdheid is en jy kan net nie sien dat daai gedeelte van hierdie verhouding sonder dit kan wees nie, maar jy gaan moet, want dit gaan vir jou 'n slegte uiteinde hê. Hierdie is nie 'n sprokie wat met seks reggemaak gaan word en nou trou en sommer net so nie. Julle gaan albei moet bevryding kry. So maak dit jou oë toe daar waar jy is, en ek wil net graag vir jou bid. Vader, baie dankie dat U vir ons verskriklik lief is. Dankie dat U ons wil vrymaak van ons verlede. Dankie vir hierdie boodskap wat U gebring het, wat sê dat ons kan vry wees van ons verlede. En Vader, ons wil vandag ons lewe voor U bring. En daar waar ons altare in die gees gebou het, wil ons vra dat U vir ons sal kom wys en dat U vir ons die krag sal kan gee om dit af te breek. Daar was sielsbande, ongoddelike sielsbande tussen ons en mense is, dat U vir ons sal kom wys, sodat ons dit ook kan afbreek en afsny in die naam van Jesus. Daar waar ons afgode aanbid, en ons het nie eers geweet, ons doen dit nie, wil ons kom en ons wil bely vandag, dat ons altare gebou het vir aanbiddingsdoeleindes, sonder dat ons dit geweet het nie, wetend of onwetend. Vader, en daar waar ons onteer is, waar ons nie uit eie wil betrokke was by hierdie dinge nie, wil ons ook daai mense voor U bring, en ons wil hulle vergewe, en ons wil dit wat aan ons behoort, wat nog by hulle lê, wil ons terugroep na ons toe, en ons gee vir hulle terug, wat hier by ons is. Vader, ek bid dat die mense wat na hierdie boodskap geluister het, dat hulle sal iemand kry om hulle te help deur hierdie areas in hulle lewens, dat hulle kan vrykom en gelukkig kan wees, dat hulle gesonde huwelike kan hê, gesonde verhoudings kan hê. Ek bid, Vader, dat U 'n generasie van gesonde huwelike sal bou, sodat ons 'n nageslag sal hê van goddelike mense. Dankie my Vader, ek eer U, ek loof U en ek prys U, in Jesus se naam. Ek wil net hê, jy moet saam met my vandag net agter my aanbid, en ek begin by jou geeste mensie, en net sê, Vader, ek bely vandag, dat ek altare in die gees gebou het, deur ongoddelike seksuele verhoudings, en dat ek deur elke seksuele aksie 'n offer gebring het aan 'n afgod. Ek vra dat U hierdie altaar sal afbreek, dat U bloed sal stort oor hierdie altaar, en dat U 'n nuwe verbond in my lewe sal maak met my,
dat ek U met my hele hart, met my hele siel en met al my krag sal kan lief hê en nie hierdie afgod van plesier verder sal aanbid nie, hierdie afgod van perversiteit nie. Ek aanvaar dat U vir my gesterf het aan die kruis en ek aanvaar dat U bloed 'n nuwe verbond vir my beteken. Vader, ek bid nou ook in die naam van Jesus dat U my sal vergewe vir seksuele betrokkenheid en seksuele verhoudings wat ongoddelik was. En ek kom breek nou alle ongoddelike sielsbande. Ek breek ongoddelike sielsbande met, en jy kan 'n persoon se naam daar sit, en ek verbreek die negatiewe en die ongoddelike invloed van daardie persoon op my lewe. Ek sny die sielsbande af, en ek stuur die gefragmenteerde gedeeltes van hierdie persoon se siel wat aan my vaskleef, gee ek terug en ek stuur dit terug. En ek gaan haal my gefragmenteerde siel stukkies en ek vat dit terug sodat ek volkome mens kan word. En ek neem dit terug. Ek verbreek enige vennootskap wat wetend of onwetend in die gees aangegaan is. Ek verbreek die sielsbande met daardie persoon. Ek verklaar dit nietig en ek plaas die kruis van Jesus tussen my en noem daai persoon se naam. En dan terwyl jy dit doen, sien die kruis, sien hoe daardie persoon aan die ander kant staan, sien hoe jy teruggekry het wat nog van jou was by daardie persoon en sien hoe jy teruggegee het en teruggestuur het wat van daai persoon nog aan jou kom plak het. En dan draai jy om en jy loop weg, van die kruis en die bloed van Jesus staan tussen julle twee. En so kan jy dit gaan doen met elke persoon met wie jy ongoddelike seksuele bande gehad het. Ek wil ook hê jy moet agter my aanbid. Vader, vergewe my dat ek en my man of ek en my vrou voor huwelikse seks gehad het, dat ons nie in die blauwdruk van U plan en hoe U dit ten doel gehad het om seks te hê, hoe ons seks gehad het, nie. Ons besef dat ons eintlik 'n offer aan 'n afgod gebring het en nie aan U nie. En ons het ons liggame gebruik op 'n manier wat nie verheerliking vir U bring nie. Ek bid dat U ons sal vergewe. Ek bid dat U daai skand van ons sal aflig, dat U daai ontering van U naam van ons sal aflig in Jesus se naam. Ek bid dat U ons huwelik sal seën. Ek bid dat ons 'n gesonde huwelik sal hê en dat ons een sal wees in ons huwelik. En dan wil ek vir jou 'n derde gebed doen. Vader, ek bid vandag vir my liggaam. Ek bid vir die sintuie in my liggaam. Ek bid vir my muscle memory. Ek bid vir my reuk sintuig, my tasbare sintuig wat ek gehoor het. Elke deel van my liggaam, van my sintuie wat beïnvloed is as gevolg van seks, of dit teen my wil of in my wil was. En ek bid dat U my liggaam sal kom reinig. Dat U bloed my liggaam sal kom reinig. Enige siektes wat ek moontlik as gevolg daarvan kon hê of kan hê, bid ek dat U my sal kom aanraak. Ek bely hierdie sonde en ek bid dat U my werklik gees, siel en liggaam sal kom vrymaak. Dankie Jesus vir U bloed. Dankie dat U my vrymaak. En ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dan wil ek ook vir jou vra, as daar enigsins 'n aborsie betrokke was as gevolg van 'n buitehuwelikse seks of enigsins 'n aborsie, of dit nou binne of buite die huwelik was, dat jy sal weet dat dit heeltemal 'n ander boodskap is en dat daar heeltemal 'n ander bevryding is wat met dit moet gebeur. En aborsie en die gees van aborsie en die afgod van aborsie sal in jou lewe alles vrugteloos maak. Jou lewe, of dit nou
finansies is, jy begin 'n besigheid en dit word geaborteer deur die vyand. Jy begin werk by 'n plek en dit sal geaborteer word deur die vyand. So daar sal altyd hierdie vrug van abortering wees in jou lewe, omdat daai gees wat jy aan geoffer het, hierdie baba, nog steeds relevant sal wees in jou, of relevant is in jou lewe. So ek wil vir jou regtig bid om, as jy nie weet by wie om uit te kom nie, kan jy my kontak en ek sal vir jou sê by wie om uit te kom, sodat dit ook dan in jou lewe hanteer kan word. Ek seën jou in die naam van Jesus en ek hoop werklik dat jy na hierdie boodskap 'n pad van vryheid en oorwinning sal loop. Amen.